Goed, kom ons beweeg vinnig na die optelling en aftrekking van gelyksoortige terme. Ek wil net vinnig hier afskrol, bam, 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 bam. Perfect. Nou, ons het geleer dat ons kan nie ongelyksoortige terme met mekaar aftrek of met mekaar byplus, niks is dit nie, want is appels en piesangs, ons kry nie appelpiesangs nie, ok, so, met ander woorde, my veranderlikes en eksponente moet dieselfde wees vir ons om te kan gaan aftrek en te kan gaan optel. Nou kom ons kyk vinnig na hierdie voorbeeld. Hierso sien ons dat 3x plus 5x, hulle dieselfde veranderlike en dieselfde eksponent wat 1 is, daarom kan ons dit bymekaar plus wat 8x gee. Nou, kan julle sien dat dit nie 8x tot die mag 2 is nie? Nee. My veranderlikes bly presies dieselfde. Al wat ek gaan optel is my koëffisiënte. So wat is 5 of 3 plus 5 en dit gee vir my 8. Nou, ongelyksoortige terme kan nie opgetel of afgetrek word nie. Kom ons gaan kyk vinnig na 3x plus 5. Is my x en my y dieselfde? Nee. Ons het op die oomblik appels en piesangs kan nie opgetel of afgetrek word nie. Ons kan net appels en appels optel en ons kan net piesangs en piesangs optel. So met ander woorde, my antwoord gaan 3x plus 5y bly. Nou my volgende nota is daar meer as een vergelyking of as daar meer as een gelyksoortige term in 'n uitdrukking is, tel al die gelyksoortige terme op en trek dit van mekaar af. So, kom ons kyk vinnig. 3a. Hier sit ons 3a. Ons kyk vinnig of daar nog 'n term is met die veranderlike a tot die mag 1. Yes, hierso sien ons het 'n positief a en nou sien ons ook ons het 'n negatief 5a. Kan julle sien dat my veranderlikes presies dieselfde is vir al drie terme wat ons sopas omkring het. Daarom kan ons al drie bymekaar gaan plus en minus. En ons het nou net gesê dat my veranderlikes gaan presies dieselfde bly wanneer ons dit optel en aftrek, net my koëffisiënte gaan verskil. So kom ons kyk vinnig. 3a plus 1a gee vir my 4a. En 4a minus 5a gee vir my minus 1a hieronder. So my antwoord is minus 1a. Eintlik net minus a. Ek het net 'n 1 daar in die notas geskryf sodat julle presies weet waar ek daai getalletjie vandaan kry. Nou kom ons gaan kyk vinnig na ons ander terme wat verskil van daai terme, ekskuus tog. So hierso sien ons het 'n positief 7b. Nou, het ons nog 'n b in hierdie uitdrukking? Nee, ons het nie nog 'n b nie. Wat ons wel het, is nog 'n c. So met ander woorde, positief 7b het niks ander getalle waarmee hy homself moet gaan plus of minus nie. So in my uitdrukking gaan dit net wees positief 7b en hieronder het ons positief 7b geskryf en ons sien ook dat daar geen ander c is in my uitdrukking nie, net daai positief c. Net my positief c, net my positief c. So met ander woorde, my uitdrukking se finale antwoord gaan wees minus 1a of minus a plus 7b plus c. Nou ja, dit mag dalk verkeerd lyk omdat ons drie verskillende getalle of terme het, maar 'n antwoord hoef nie altyd net uit een getal uit te bestaan nie. Ons kan nie verder gaan vereenvoudig nie, want ons het nou appels, piesangs en pere. En ons kan nie hulle bymekaar tel nie. Nou,
By optelling en aftrekking van gelyksoortige terme het ons 'n horisontale manier om dit te doen of 'n vertikale manier om dit te gaan bereken. Nou, kom ons kyk vinnig na die horisontale manier. So horisontaal beteken dit is net een lyn, jy skryf dit nie onder mekaar nie, dit is hoe dit is. Nou, ons kyk vinnig na die volgende uitdrukking. 4m minus 6m positief en minus 2n plus 3m. So, nou gaan kyk ons na ons uitdrukkings wat dieselfde is. Hierso sien ek het 'n 4m, ek het 'n 6m, my n verskil van my m, want dit is twee verskillende letters in die alfabet, so ek kan hom nie omkring nie, ons kan hulle nie bymekaar tel of aftrek nie. En dan sien ek hierso, ek het 'n positief 3m. Nou, ek het nou net gesê dat ons veranderlikes bly dieselfde wanneer ons hulle plus of minus van mekaar af. So kom ons gaan kyk vinnig na hierdie ouetjie. 4m minus 6m positief 3m. So, 4m minus 6m geef my minus 2m plus 3 geef my 1m. Of ons kan hom net skryf as m. Dit is die korrekte manier om hom te skryf. Want ons weet daar staan 'n 1 daarvoor, ons hoef hom nie te skryf nie. Nou, het ons 'n positief n, so my ander ouetjie, my ander terme wat dieselfde is n, en hierso sien ons, is nog 'n n in die uitdrukking, minus 2n. So kom ons gaan kyk vinnig na my ander gelyksoortige terme. So positief n, so positief 1 n minus 2n geef my negatief 1n. So met ander woorde, my antwoord gaan wees positief m wat ons hierbo gekry het, minus negatief n wat ons nou net hierbo gekry het. En dit is my antwoord. My antwoord bly net soos wat dit is, want hier het ons appels, hier het ons pere, ons kan hulle nie bymekaar tel nie, so hulle bly net soos wat dit is. Dit is my uitdrukking, daarom word dit algebraiese uitdrukkings genoem. Kom ons gaan aan. So, my vertikale optelling van gelyksoortige terme. So, hierso skryf ons al die gelyksoortige terme onder mekaar neer. Ons verander die aftrekking na optelling en die optellings inverse en ons stel die gelyksoortige terme afsonderlik op of af. So, daai woorde is my baie confusing. Ek gaan nou vinnig vir julle bietjie beter manier verduidelik hoe om net 'n kop te hou daarvan. So, hierso sê ons, ek gaan dit sommer hier aan die regterkant doen. So, hulle gee vir ons hakies a tot die mag 2 plus 3a plus 1 en dan het ons plus 2a tot die mag 2 minus 5a plus 7. Nou vertikaal beteken ons gaan dit onder mekaar moet skryf. So, kom ons maak sommer hierdie uitdrukking se kleur blou. So, ek gaan hom met blou merk en ek gaan hom met rooi merk. So, hierdie uitdrukking is rooi. Maar, nou weet ons dat enige iets wat langs my hakie staan beteken maal. So, ek gaan daai plus met maal en dan gaan ek daai met maal en ons het nog 'n uitdrukking maal. So, kom ons gaan skryf hom net gevinnig in twee verskillende hakies om dit net vir ons makliker te maak met die korrekte tekens voor. So, hier weet ons het niks vir die hakie nie, so ons kan hom net so weer skryf. Nou, wat is 'n positief maal met positief 2a tot die mag 2, a tot die mag 2? En dit gee vir my positief 2a tot die mag 2. 'n positief maal met 'n negatief 5a gee vir my negatief 5a, want 'n negatief maal met 'n positief gee vir my negatief. Nou het ons 'n positief en 'n positief en ons weet 'n positief maal met 'n positief
maal, omdat ons 'n hakie het, hakies beteken maal, so positief, maal met 'n positief, gee vir my positief 7. Perfek. Nou, hierdie is nou nie weer maal met mekaar nie, sien hom net as afsonderlik, ons het klaar ons simbole gekry, ons het klaar gemaal, so daai ouetjie is nou uitgesorteer. Hier staan nou, daai twee ouetjies is nou nie teen mekaar nie, ek doen dit net so, sodat julle kan sien hoe ons hierdie nou gaan benader. So, my vertikale manier sê vir my dat ek al my gelyksoortige terme, kyk gevinnig hier aan die linkerkant, onder mekaar moet gaan neerskryf. So wat bedoel hulle by dit? My gelyksoortige terme, so a tot die mag 2 en positief 2a tot die mag 2. Hulle is gelyksoortig, so kom ek gaan so positief a tot die mag 2, ons weet hy is positief, want daar is nie 'n negatief voor hom nie. So, positief a tot die mag 2, en dan het ons 'n positief 2a tot die mag 2. Nou, daai ouetjies is gelyksoortig. Kom, ons gaan vinnig aan na my volgende een toe. So, positief 3a, so hierso kan ons skryf positief 3a, en hierdie kant het ons 'n negatief 5a, so negatief 5a. Kan julle sien hoe my gelyksoortige terme onder mekaar geskryf is? So, daai is gelyksoortig, daai is gelyksoortig. Kom ons gaan skryf vinnig ons konstantes ook daar neer, voordat ons die sommetjie kan doen. So, positief 1 wat hierbo is, kan julle nou sien hoe hierdie ouetjie is net so neergeskryf van daai uitdrukking af. En hierdie ouetjie, kom ons maak hom vinnig klaar, positief 7, is net so uitgeskryf van daai uitdrukking af. So hierdie ouetjie is my blou se uitdrukking, en hy is my rooi se uitdrukking, hierdie uitdrukking, en daardie uitdrukking. Hulle is net onder mekaar neergeskryf. So, kom ons gaan bereken hom gou vinnig. Positief a tot die mag 2 plus positief 2a tot die mag 2. Ons het gesê dat my veranderlik is, as hulle dieselfde is, bly hulle net so, ons gaan tel net ons koëffisiënte bymekaar. So, wat is 1a tot die mag 2 plus 2a tot die mag 2? So, 1 plus 2. En dit gee vir my 3a tot die mag 2. Nou het ek positief 3a. So, in die positief 3a, nou moet ek 5a gaan aftrek van my 3a af. So met ander woorde, ek gaan wat hê? Negatief 2a, want positief 3 minus 5 gee vir my negatief 2. Nou het ek positief 1 plus positief 7, en dit gee vir my positief 8. En dit is my finale antwoord. Julle sal sien my veranderlikes verskil almal van mekaar. My veranderlikes is dieselfde, maar met daai twee, maar hulle eksponente verskil, want hierdie eksponent is 2, daardie eksponent is 1. So, hulle is verskillend. Hulle kan nie by mekaar opgetel of afgetrek word nie. So, dit gaan my finale antwoord wees. My finale antwoord is 3a tot die mag 2 minus 2a plus 8. Perfecto. Nou moet julle asseblief vir my oefening of aktiwiteit 3 op bladsy, 3 op bladsy 126 voltooi, en julle gaan nommer 1, 3, 5, 7 en 9 moet doen. Julle gaan ook vir my asseblief aktiwiteit 4 moet voltooi op bladsy 127, en julle gaan nommer 1, 3, 5, 7, 9 en 11 moet voltooi. Nou, kom ek doen vinnig 'n aktiwiteit of 'n nommertjie saam met julle, dat julle presies weet wat om te doen by hierdie aktiwiteite.
So aktiwiteit 3 op bladsy 126. 'n voorbeeldvraag, kom ek doen sommer nommer 1 saam met julle. So nommer 1 sê vir my by aktiwiteit 3, vereenvoudig die volgende deur die horisontale metode te gebruik. So jy moet hierdie metode gebruik waar jy alles net neerskryf, jy moet jou gelyksoortige terme gaan identifiseer en dit dan gaan neerskryf. So 4a plus 5a. Ek sien dat ek 2 gelyksoortige terme het, so hulle kan met mekaar plus. Ons weet dat my veranderlikes gaan dieselfde bly, my koëffisiënte gaan al die werk doen. Hulle gaan by mekaar met plus of minus. So 4 plus 5 gee vir my 9. Nou kom ons doen vinnig 'n moeiliker ouetjie wat julle nie met voltooi nie. Ons doen sommer vinnig vraag nommer 10. So vraag nommer 10 in julle handboek sê 4r minus 5t plus 3 minus 6r plus 12t minus 24. Oh my word, dis 'n groot som. Maar ons kan dit vir ons soveel makliker maak as ons net ons gelyksoortige terme soos net nou hier aan die linkerkant bymekaar kry. So kom ons kyk vinnig. As ons al ons gelyksoortige terme vinnig omkring. So 4r minus 5t, is dit dieselfde as 4r? Nee, hulle is nie gelyksoortig nie. Is 3 gelyksoortig aan 4r? Nee, 3 is nie gelyksoortig aan 4r nie. Maar is minus 6r gelyksoortig aan 4r? Ja, want ons veranderlikes en ons eksponente is dieselfde. Nou, het ons nog 'n r in hierdie uitdrukking? Nee, ons het nie nog 'n r in hierdie uitdrukking nie, want my volgende term sê positief 12t en my ander term sê negatief 24. So nou weet ons het hierdie een kleur gekry. Kom ons beweeg na die ander kleur toe. My ander kleur is t. So kom ons gaan kyk vinnig na ons terme wat dieselfde is wat t het. So minus 5t, ons maak hom sommer groen, is 3 'n t? Nee, 3 is 'n konstante, so ons los hom net daarso. Dan gaan kyk ons vinnig. Positief 12t. Yes, hierso sien ons het 'n t, so ons omkring som ons 12t met een kleur. Is daar nog 'n t in die uitdrukking? Nee, daar is nie. Maar nou is ons nog nie klaar nie, want ons sien ons het nog konstantes in ons uitdrukking. So, positief 3 en 'n negatief 24. So, kom ons gaan werk vinnig ons uitdrukking uit. Ons gaan terug na dieselfde kleur en ons werk net met ons veranderlikes of ons gelyksoortige terme, ons veranderlikes en ons eksponente wat dieselfde is. So 4r minus 6r. Nou gaan skryf ek my groen neer. My groen is negatief 5t positief 12t, want ons weet hierdie 2 is dieselfde. Nou gaan kyk ons vinnig na ons konstantes en ons konstantes is die volgende. Positief 3, negatief 24. So ons weet ons finale antwoord gaan 'n 3 term wees of 'n trinoom, want ons het 3 verskillende uitdrukkings. Ons weet hierdie getalle gaan nie bymekaar geplus kan word nie, want dis appels en pere en piesangs en nie appel, pere, piesangs nie. So, ons gaan kyk vinnig na ons antwoorde van my blou. So 4r minus 6r. Ons het gesê ons kyk net na ons koëffisiënte, want my veranderlikes in die uitdrukking gaan dieselfde bly. So 4 minus 6 gee vir my minus 2r. Dan beweeg ons vinnig aan na ons ander term met die t in. So minus 5t plus 12. So minus 5 plus 12 gee vir my positief 7t.
Ons het gesê ons veranderlikes bly dieselfde, ons werk net met ons koëffisiënte. Dan gaan kyk ons vinnig na ons konstantes. Ons konstantes het ons gesê is 'n getal wat nie 'n veranderlike by het nie. So positief 3 minus 24. So ek is 3 in die positief, maar ek moet 24 van daai 3 afgetrek word. So ek gaan negatief 21 hê. So my finale antwoord vir hierdie uitdrukking gaan wees minus 2r positief 7t minus 21. En ons weet dat r kom voor t in die alfabet, so ons los hom net so. En ons konstante is ook jou laaste geskryf, en dit is deel van die reëls wat ons net nou in die ander video's gedoen het. So daai is my finale antwoord. Ja, dit lyk 'n bietjie vreemd, want ons het 3 verskillende getalle, maar dit is 100% reg. Ons los hom net so, daarom word dit 'n algebraiese uitdrukking genoem. Dit is net 'n uitdrukking. Ons los hom net so, ons kan nie minus 2r plus met 7t nie, want my veranderlikes en my eksponente verskil. So daai is nommer 10 van aktiwiteit 3. Kom ons gaan doen 'n vinnige voorbeeld van aktiwiteit 4, waar hulle vir ons vra om die vertikale metode te gebruik. So dit is die metode wat ons die getalle onder mekaar gaan skryf. En in aktiwiteit 4 gaan julle nommers op bladsy 127 met julle die nommers 1, 3, 5, 7, 9, 11 en 13 voltooi. So kom ek doen vinnig vraag 1 saam met julle, en dan nog 'n vraag in die aktiwiteit wat julle nie gaan moet doen nie. So, nommer 1 sê vir my, a tot die mag 2 plus 7a minus 6 in die een hakie, plus, ek het hom 'n bietjie te groot geskryf. Kom ons vee hom vinnig uit, dan skryf ek bietjie kleiner, want hierdie notepad laat my nie toe om verder as dit te gaan nie. So ons doen hom net vinnig terug na pen, en ons skryf my hakie net 'n bietjie kleiner, a tot die mag 2 plus 7a minus 6. Ons sluit my hakie, dan is daar positief voor my hakie. En my hakie is 3a tot die mag 2 minus 18a plus 17. So ons sien ons het 'n positief 1 vir my hakie, en ons weet as daar enigiets vir my hakie is, moet ons gaan in maal. Ons het dit ook in vorige video's bespreek. So kom ons gaan skryf vinnig weer my uitdrukkings. Somme onder mekaar al reeds. A tot die mag 2 plus 7a minus 6. Nou positief 1 maal met positief 3a tot die mag 2 gee vir my 3a tot die mag 2. Positief 3a tot die mag 2. Nou gaan kyk ons. 'n positief maal met 'n negatief gee vir my 'n negatief 18a. Ons volgende een, 'n positief maal met 'n negatief. Nou, as dit 2 was, dan het ek nou gaan 2 maal met 18, maar daar is nie 'n 2 daar nie. So, daarom skryf ek net my simbole, my plus of minus daar neer, want 1 maal met enige iets gee vir my daardie spesifieke getal waarmee ons gaan maal het met 1. So, negatief 18a, hierdie ouetjie wat ons nou net bereken het, dan positief 1 maal met positief 17 gee vir my positief 17. Nou sal julle sien, al my uitdrukkings is onder mekaar geskryf. Dit is basies wat die vertikale metode van hierdie terme se optelling en aftrekking is. So kom ons gaan kyk gou. Positief 1a plus positief 3a gee vir my positief 4a tot die mag 2.
Positief 7 minus negatief 18 gee vir my A. Negatief 11 A. En dan negatief 6 plus positief 17 gee vir my positief 11. So met ander woorde, my finale uitdrukking vir hierdie antwoord of my finale antwoord vir hierdie uitdrukking gaan wees 4a tot die mag 2 minus 11a positief 11. Nou kom ons gaan kyk vinnig na verskillende som en ons gaan kyk somme na, kom ons kyk of julle 10 moes doen, nommer 10. So, nommer 10 sê vir my 2a plus 2b, ons sluit die hakie, dan is daar plus. Ons maak weer die hakie, a minus 14. Ons gaan 'n klein bietjie kleiner moet skryf, ons vee hom vinnig uit, anders begin alles nie op die papiertjie pas nie. Alright, ons probeer weer. Perfect. So, my vraag 10 sê vir my die volgende. 2a plus 2b. Ons sluit die hakie. Dan is daar positief. Positief a in die hakie minus 14c plus 3b. Ons sluit die hakie. Nou sien ons hier is nog 'n positief. Ons maak die hakie oop, daar's minus b minus a minus c. Nou, ons weet dat ons hierdie simbole moet gaan inmaal met elke term wat in ons hakie is. Simbole inmaal met elke term wat in my hakie is. So kom ons gaan skryf sommer almal onder mekaar wat gelyksoortig is. So, ons begin sommer met een kleur, ons maak hom blou, ons weet hierdie ouetjie is gelyksoortig, daai ouetjie is gelyksoortig en daai ouetjie is gelyksoortig. Ons skryf hulle vinnig onder mekaar neer, so ons weet ons het hier positief 2a. Ons weet dat 'n positief maal met 'n positief gee vir my positief, wat 'n positief 2a is. Maar, nou moet ons gaan kyk na hierdie ouetjie. Hier is 'n positief voor die hakie. Maar ons moet gaan maal met 'n negatief a. En 'n positief maal met 'n negatief gee vir my 'n negatief a. Alright, ons het daai ouetjie uit die pad uit. Kom ons gaan kyk vinnig na ons ander gelyksoortige terme. Hierso sien ons by die eerste term in ons hakie het ons 'n positief 2b. Ons gaan kyk, het ons nog ergens 'n b? Yes, hierso sien ons het 'n positief 3b. Ons gaan kyk en in hierdie enetjie het ons 'n negatief b. So, my eerste term is positief 2b. My tweede een sien ons het 'n positief 3b. Ons kyk wat voor in ons hakie staan, daar staan 'n positief, so 'n positief maal met 'n positief gee vir my positief, daarom is dit positief 3b. Ons gaan kyk na ons laaste hakie wat hierso is, 'n positief maal met 'n negatief, hierso sien ons het 'n negatief, so positief maal met 'n negatief gee vir my 'n negatief b. Ons gaan kyk na ons laaste enetjie in hierdie som. Ons laaste een is, hierso sien ek, daar is nie 'n c nie, maar in my volgende ouetjie sien ek het 'n c. So, ons doen 'n c hier op, ons omkring daai c, en in hierdie uitdrukking sien ek het ook 'n c. So nou wat ek gaan skryf is, ek kan hier by hierdie tweede uitdrukking, en ek gaan skryf 'n positief maal met 'n negatief 14c gee vir my negatief 14c. Ons gaan kyk na die laaste uitdrukking. Hierso sien ons het 'n positief maal met 'n negatief c, 'n negatief c, en 'n positief maal met 'n negatief gee vir my 'n negatief c. Nou kom ons gaan bereken vinnig hierdie som.
deur gebruik te maak van die vertikale metode. So, positief 2a plus positief a minus a. So met ander woorde, 2 plus nog 'n ouetjie gee vir my 3a minus 1 gee vir my positief 2a. Dan gaan kyk ons na ons tweede veranderlikes wat dieselfde lyk. So positief 2b plus nog 'n 3b gee vir my 5b minus 1b gee vir my positief 4b. As ons kyk na ons laaste veranderlikes wat dieselfde lyk wat ons bymekaar kan plus en minus, sien ons het minus 14c minus nog 'n c gee vir my minus 15c. Met ander woorde, my finale antwoord gaan wees 2a plus 4b minus 15c. My antwoord gaan nie 15c of minus 15c plus 4b plus 2a wees nie. Hoekom nie? Want dit is die verkeerde manier om dit neer te skryf. Dit is nie ons het rangskik nie. Hierdie is my korrekte manier. So nou behoort julle aktiwiteit 3 en aktiwiteit 4 te kan beantwoord.